Goeiemôre, good morning, goeie maandag. Oef, mag julle almal met presies die helfte van Pieter Koen se energie geseën word vandag, want dit sal genoeg wees om Beerdkrag finaal tot 'n einde te bring. Dink jy dit so? Ja, so gepraat van, Pieter. ek wil eintlik weet, wat doen jy oor 'n naweek dat jy elke keer so vrolik is? Man, of ek herlaai my battery ten volle, of ek werk my guar af en ek is nog steeds moeg en dan probeer ek dit verskans deur vir op en wakker voor te kom. Jy werk Of jou dis wat aan? ons, Ja, my sterre. of dis net sy wonderlike kollegas. Ja, nee, ek dink dis dit. Daar slaat jy die spyker so op die kop vir hierdie maandagmôre. Nou ja, toe, kollegas, hier is waarna jy en die res van ons kykers kan verwag in vandag se program. Ons bly by die tema van borskanker bewusmakingsmaand met Dr. A.J. Karstens wat oor mammografie kom gesels. Ons word vermaak deur nie net myself nie, maar ook CJ, die Hans Wors en die manne van die Sonder Onderbroeke band kom vertel ons meer oor die Pitti Pretpark. Ons gesels met die bekroonde skrywer Louis Pretorius oor sy nuwe roman 'n jaar in my lewe. Danny Smoke kom sorg vir die musiek. Arnold is hier met die sport. Ons gaan gesels oor alles en nog wat, maar vereers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Pieter, weet jy wat 'n ready-to-wear collection is? Ready to wear beteken sekerlik haal hom uit die wasgoedmandjie uit, skit hom uit en iets ready to wear. Jy hoef nie eers te stryk nie. Well, 'n ready-to-wear versameling, ook bekend as pret-à-porter in Frans, verwys na klere wat vervaardig is om direk van die rak af gedra te word teenoor maatkleredrag of haute couture wat spesiaal vir 'n kliënt gemaak word. So there is a reason I wanted you to know what ready to wear means. People on the internet have reacted strongly after Duran Lanting's spring 2026 Jean-Paul Gaultier ready-to-wear collection showed on day 7 of Paris Fashion Week. I feel like this Paris Fashion Week has been a fashion month. Dit voel asof Ja. dit lank aanhou. In elk geval, dag 7 van Paris Fashion Week, the show was called Insulting, Pointless and Clownish. Lanting, who was appointed permanent creative director of Jean-Paul Gaultier in April, presented exaggerated shapes with the cone-shaped bras, sequins, polka dots, tattoo motifs, and Gaultier's signature sailor stripes. Fan felt that the collection disrespected Gaultier's legacy, with some calling it a word I am not allowed to say on morning TV show, and the legendary fashion house felt like it had been reduced to trolling. So, daar is natuurlijk 'n lyn tussen kreatiwiteit en om die grense te verskuif in terme van wat daai spesifieke fashion label gewoonlik aanbied, and then taking it a bit too far, especially if it's a ready-to-wear collection. Let's take a look at some of the wonderful things that were shown on the Jean-Paul Gaultier catwalk. Okay. Ready to wear. Ready to wear. It's like a cut-out swimsuit, safari pants vibe. En hoe sit jy in jou kar as jy nou daai het agter jou? Dis amper soos Ja. like the headrest is stuck on your... Okay. Kon nog Ja, nooit amper hierdie soos tipe 'n hoor. skouers. Wow. Sal jy dit ready to Rosie, wear van? this is ready to wear menswear, hey? Ag, to nee, be is die to be man rarig? specific. I just don't know where I would be ready to wear that to, if we're going to be completely Strand toe. honest. Dalk na die strand toe. But okay, ons kyk na die volgende een. Jette, nee, wat? Peter! Ready to wear menswear. Like, what do you think of that? Nie eers dood gaan jy vir my in so 'n pakkie sien. Oh my hat, ouens. Because what is this? It's a bodysuit, but it's also like a leather bomber jacket in one, and it's like giving thong vibes. But nee, kan nie. En ons die laaste een. Goed dra. Okay. Ready to wear menswear. Ja, daai lyk vir my soos iets waarmee hy moet kom aanbied. Yes, I think so. Ek dink dit so interessant lyk op skerm. Dit is hypnotiserend, hoor. Dit is net, you can't stop looking at it, but for all the wrong reasons. No, I do think that it's a mess. I think it's a mess. I'm giving it a stamp of no. No thanks, Pieter. Ja, nee, baie dankie. Genoeg is genoeg gepraat van die catwalk. Ek kan nog nooit daar. Kyk hoe vinnig verander hy die onderwerp. Baie vinnig. Pieter is oor dit. Alsa ek 'n storie waaroor jy natuurlik jou ore gaan spits.
Ek luister. Jy gaan bitter baie hiervan hoor. Nou, Riyadh in Saudi-Arabië hou 'n internasionale skoonheidskompetisie vir katte. Die kompetisie vind plaas op 25 en 26 November by die Riyadh International Convention and Exhibition Center, waar meer as 100 katte elke dag gaan meeding. Van donserige Persiese katte tot majestueuse Maine Coons gaan elke ras die geleentheid kry om in die kollig te kom purr. Gesertifiseerde beoordelaars van the World Cat Federation and the Felinology Bulgarian Union sal die katte beoordeel op ras, kleur, liggaamstipe, kopvorm, oë, ore en pels. En hierdie fees gaan bepaal wie se katjie van die baan wees. Wie se katjie van die baan gaan wees en dis meer. Ek was al by 'n katskou hier in Suid-Afrika. Dit klink vir my na 'n perfekte geleentheid. Perfekte geleentheid. Wat ek sal moet bywoon. Sal jy graag vir ons hierdie enetjie gaan 'n opsomming maak en 'n programmetjie verpak? Dit sal oulik wees, maar waar presies gebeur dit? Saudi-Arabië. Nou ja, toe stuur jy my soontoe. Ek stuur Gaan jy jou dit graag. borg? Baie Dan graag. gaan ek met liefde. Op Ras se rekening. Rosie gaan saam met my. Hoorie so maar, dit is nogal 'n storie so katskou hoor. Jy kan nie glo waarna kyk hulle als Ja. en hoe pamper die mense nou hulle pooches en hulle katjies en dinge Ja, en- voor hy nou gaan beoordeel word nie. En ek kan dink dat iets soos die soort kos wat katte eet ook 'n Ja. baie belangrike rol speel, want ek bedoel dit het 'n direkte impak op 'n kat se pels en so aan. Ek persoonlik dink my katte sal ook goed vaar in so 'n kompetisie. Al moet ek dit nou self sê. Yes, ek wil nou net gesê het 'n kat-eienaar by so 'n skou, no other cat is going to even come close to that person's own cat. So dit is maar nou vir my soos Ja. Elsa's not even going to look at any of the other cats because her cats are the cutest. Luca en Lika. Maar julle gaan nou so aan oor julle katte wat die mooiste nie. Dit maar ek meen 'n katskou is altyd net vir die mooiste troeteldiere. Dink julle dis regverdig dat net die mooistes van die mooistes altyd die geleentheid kry om in te skryf? Ek dink Kompetisies soos die. wat bedoel jy troeteldiere by die Ja, algemeen? wat mooi is. Ek dink troeteldiere is altyd mooi. Dink nie. Ja, maar Daar soos is- enige pageant, like you don't have Ja. a Miss Essay and then an ugly Miss Essay. Okay. You know what I'm saying? Like, honestly, Okay, where's the lie? ja, Ja, almal het 'n tikkie mooi in hulle. almal het 'n tikkie mooi in hulle. Kyk hoe pragtig is hulle en kyk jy Is daar nie tikkie. iets soos Soek die mevrou tikkie mooi in my. persoonlikheid? Hoorie, okay, maar ek voel ook nou so want ek dink ons moet 'n kompetisie hou vir die troeteldiere wat oor meer persoonlikheid as natuurlike skoonheid beskik, hè? Dink jy nie Okay. dit sal lekker werk nie? Ai nee. Hæ? Kyk nou net daar. Ja, ons is op soek na die lelikste troeteldier in Suid-Afrika. So as jou diertjie 'n gevreekie het wat net 'n ma kan lief hê, gaan sommer dadelik na ons Facebookblad om in te skryf. Daar's lekker pryse om te wen. En dink jy daar sal mense wees wat inskryf? Ja. Ja, ek het die mooiste Wat- troeteldier. Dink hulle troeteldier is die lelikste. Sure, Ja. ek dink ons gaan gaan interessant wees. Kom Ons aan. gaan- Gaan beslis, maar nou kry almal ook 'n geleentheid om te pronk. Al is jy nou nie die mooiste nie, nou kan jy ook inskryf en dalk 'n prys wen en dalk die titel van lelik en trots wees. Lelik en trots. Hier gaan ons stuur daardie lelik en trotse fotootjie van jou troeteldier in. En bly ingeskakel want net hierna kuier ons verder. Lelik of mooi, ons is hier. There's always been something about them. Those insured by AvBob. It's because we know that AvBob will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AvBob. With AvBob, there's more than enough mutual value for everyone. AvBob, we're here for you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
AC/DC Express. Everything electrical. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Baie dankie vir die van julle wat alreeds vir ons 'n Facebook fotootjie of twee gedeel het, maar asseblief gaan maak so ons soek 'n foto egter net van jou troeteldier. As jy dalk jouself ook in die fotootjie wil insit, asseblief doen dit, maar as jy vir jou troeteldier is die mooiste, lelikste ding, onthou daai kompetisie, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Ja, ek wil by julle hoor of julle koopkrag gebruik. Nee. Ek gebruik ook nie tans nie, ons het al daarvan gebruik gemaak, maar nee. Want 'n mens wonder wanneer is dit die goedkoopste tyd van die maand om krag te koop. So indien julle dalk mense ken, ja, ek weet dit klink vreemd, maar jy gaan nou hoor waaroor hierdie storie gaan. Indien julle dalk mense ken wat koopkrag gebruik soos ek. Baie mense het al opgemerk dat hulle aan die begin van die maand meer elektrisiteit vir dieselfde bedrag kry as aan die einde van die maand. Nou dit beteken egter nie dat elektrisiteit aan die einde van die maand duurder word nie. Die verskil is te danke aan iets wat bloktariewe genoem word. Nou hoe meer elektrisiteit jy in 'n maand gebruik, hoe hoër word die koste per eenheid. So jy begin in die goedkoopste blok, maar as jy te veel eenhede koop, beland jy in 'n duurder blok en betaal jy meer vir elke ekstra eenheid. Die finansiële kenner Cara Jane Sinish sê die grootste fout wat mense maak is om te veel elektrisiteit aan die begin van die maand te koop en dan aan die einde weer te moet aanvul. Nou dit kan jy maklik in 'n duurder blok plaas. Die oplossing, wel, koop net genoeg eenhede om jou tot die einde van die maand te hou en beplan jou verbruik deeglik. Byvoorbeeld in Johannesburg vir 2025-26 werk die bloktariewe soos volg. Blok 1 dek 0 tot 500 kW per uur teen R2.49 per kilowatt per uur. Hierdie is 'n kophou proses, julle. Ja nee, kyk ons is met jou. Goed, kom ons kyk of ek dit kan regkry en nie so Zuma kan klink nie, maar blok 2 dek 501 tot 1000 kW per uur teen R3.05 per kilowatt per uur. En blok 3 is vir verbruik bo 1000 kW per uur teen R3.70 per kilowatt per uur. Sinish se wenke om geld te spaar is eenvoudig. Koop jou verwagte maandelikse elektrisiteit aan die begin van die maand om voordeel te trek uit die goedkoopste blok en moenie vooruit vir volgende maande koop nie. As dit aan die einde van die maand byna klaar is, koop net genoeg eenhede om tot die eerste van die volgende maand te hou. Jou verbruikstelsel stel elke maand terug na 0, so jy begin weer in die goedkoopste blok. 'n Bietjie beplanning kan dus 'n groot verskil aan jou kragrekening maak. Maar dis nogal. This is fascinating to me. I don't really understand how it can be more expensive, but it's not, depending on the time of the month that you buy the electricity. Maar dit is dan nou 'n goeie idee om dalk kyk na jou vorige maand se gebruik en at what point did you run out, and then to think, okay, let me just buy like an extra week so that I only cover myself for the month. That's what I'm getting from this. Wel vir my persoonlik voel dit asof 'n mens die heeltyd
Jy weet, dit moet aanvul. Ja. Ek het dit nogal agtergekom die laaste 2 maande, moet ek sê. So, dis 'n interessante teorie en 'n mens wil eintlik so 'n bietjie meer ook daaroor gaan lees. Ek dink dit is belangrik om jou goed genoeg in te lig. Wat sê sy daar aan die begin? Koop net soveel as wat jy dink jy gaan gebruik. Yes. Okay, ek dink ek gaan net X bedrag gebruik, so ek koop net soveel. En 'n ou moet jouself eintlik baie goed pace met jou krag, nee. Ek dink 'n ou moet weet jou yskas, jou geyser, jou dit, jou dat wat regtig konstante krag gaan gebruik. Dis wat dit daarop neerkom en dan moet jy maar besluit wat gebruik jy op die res. Ja. Ek dink dis weer eens bring dit ons terug na daai gesprek waar 'n mens eintlik al meer afhanklik raak van iets soos sonpanele of son-aangedrewe geysers, enige iets wat alternatiewe energie genereer. Ja. Kom julle ook agter dat daar's nie vir my regtig 'n standaard meer. Dit voel vir my elke area, elke provinsie, mense betaal net verskillende tariewe vir krag. Ek weet een van ons groot radiostasies het ook nou eendag so 'n meningspeiling gedoen. En dit het daarop neergekom dat die aanbieder daar net gesê het, luister, ek kan nie meer nie, want ek kan nie kop nie. Hoe kan jy met R250 'n maand wegkom en jy sit 'n geyser aan of iets en dit is 'n 6 of 'n 8000. Dis asof daar net nie meer maatstawwe is nie. And I think also it's so expensive and it's just getting more and more expensive. And the way that the tariffs, even for us that don't have prepaid and we're paying obviously a set amount to the municipality or Tshwane Power or whatever, I think the reason that they get away with it being so expensive is that we don't actually know what that breakdown on the statement is. It's also confusing. So you're just like, okay, whatever, dat maar net nou betaal. Ons is almal so en ek het ook nou in die naweek het ek weer 'n argument ook gehad met 'n kollega van my wat min of meer dieselfde area bly, maar sy tariewe is heeltemal anders as myne en ons is 6 minute uit mekaar uit. Jy weet as 'n ou ry, so dis letterlik 'n handvol kilometer wat 'n ou van mekaar af bly, maar ons betaal verskillende tariewe. Ja. Kan die kop hou nie man. Ja, maar daar is natuurlik soos wat hierdie Cara Jane ook sê, daar is natuurlik wenke wat mens kan gebruik om seker te maak dat jou kragverbruik bietjie laer is en dat jy bietjie minder geld betaal. Soos byvoorbeeld, ons het nie 'n geyser nie, ons het 'n heatpump wat ons op 'n timer sit, sodat as ek nou 3 ure in die stort klim, is dit maar nou so bietjie awkward temperatuur, but it does work to save us money at the end of the day, you know? Ja. Wat in julle wat dalk vir julle bietjie krag en geld kan spaar? Ek sit so skelm met geysers af. Nee, ek maak dit. Nee, ek weet nie, jy weet 'n ou beperk ook maar jy sê vir al vir die kinders so goeders ook, jy kan nie ure in die stort spandeer nie want hou moet maar van of ek sou nou en dan ook 'n gil hier uit die kamer uitkry as ek te lank in die stort is. Dit seker klein goedjies maar 'n ou, jy weet jy maak op byvoorbeeld jou swembadpomp se tyd 'n bietjie korter en al daai tipe van dingetjies. Maar dankie, dit is 'n insiggewende stukkie gesels. Ons gaan verseker nog meer daaroor gesels en al lyk ons en klink ons soms vir jou soos 'n klompie Hansworse. Ons gedra ons daarom nie altyd so nie, maar dit was ons oggendpraatjies vir vandag. Net hierna gesels ons egter met 'n man wat professioneel dit as 'n beroep volg. 'n regte egte Hanswors. Bly ingeskakel om dit nie te mis nie. Hey, hierdie Hanswors gaan nou 'n bietjie afskaal. Ek gaan nou rus. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home.
And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say hey. Thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. Nou ja, sommige van julle gaan dink dis behoorlike sirkus hier op Goeiemôre, Good Morning elke dag, maar vandag voel dit sommer net regtig soos die ware Jakob. Want ons word vermaak deur die skreeusnaakse CJ the Clown. En Ras, ek het nou al gewonder, is dit nou in Afrikaans nar of Hans Wors? Wat dink jy? Ons moet nou vir die professioneel vra. Die pro. Welkom CJ. Dankie, ja nee, dankie. So Hans Wors of nar, dis 'n goeie vraag. Vandag is dit eintlik maar sinoniem. So jy kan maar enige Hans Wors of nar, jy kan ook paljas of harlekyn. Tannie Sonja wou natuurlik die harlekyn bietjie voer. Maar die mees akkurate term histories is clown. Ja. In Afrikaans hou ons nie van hom nie, ons dink is Engels, maar die Nederlanders het hom by die Engelse gesteel baie jare terug en ons het hom so geërf. So histories is dit meer akkuraat. Hans Wors klink vir my bietjie soos 'n cheeky Brian Master. Sien jy die nar kan werk of sien jy die clown? CJ the Clown. Ek wil vir jou vra, jou gremering, elke clown het 'n spesifieke identifiserende gesig. So hoe kom jy toe nou op hierdie look af? Ag, weet jy, ek dink hy ontwikkel maar. Jy weet ek het probeer gaan vir iets wat baie simpel, eenvoudig is. Yes. En so hierdie is maar 'n simplistiek idee. Jy kry verskillende tipes clowns as jy nou tegnies wil raak. En hulle het maar verskillende tipe look en dan ontwerp jy hom maar volgens die contours van jou gesig. Luister net so in kort, wat is die geskiedenis van 'n nar? Waar het 'n nar vandaan gekom? Ek dink dis bietjie meer komplekse vraag is dit, maar dit kom uit Europa uit. En dit is eintlik waar die Hans Wors nar woorde vandaan kom. So 'n nar is eintlik in die koninklike hof gewees. Yes. So dis hoekom ek sê dis nie eintlik akkuraat nie, waar harlekyn was meer 'n akrobatiese slapstick comedy in die sirkus gewees. 'n paljas is 'n tragiese hartseer karakter met 'n glimlag op en dan natuurlik Hans Wors is eintlik 'n karakter wat uit die volkstoneel uitkom in Europa. En hy was maar 'n bietjie rowwe snaakse karakter. Rough around the edges tipe. Ja. CJ, waar het jy jou opleiding gedoen? Ek het maar uit boeke uit geleer. In meeste weet as jy nou in Amerika of Europa is, dan kan jy na college of die tipe van ding toe gaan. Maar in Suid-Afrika is dit maar selfgedrewe. So ek het 'n biblioteek daar by die huis met magic, juggling, balloon sculpting, boeke en so aan, ja. Luister, en wat word verwag van 'n nar? Wat as mense nou 'n clownboek? As jy my boek, dan kry jy maar silly, clean, family friendly, foolish entertainment. Daar sê, hoor net al daai byvoeglike name. Exactly. This bar, so speaking of silly, free, family friendly entertainment, what kind of tricks have you brought for us today, CJ? Well, I get it. So this we call this the linking rings, and as you can see, they're already linked. So that saves us a whole lot of time. I also do impressions, if you don't mind. This impression is this is a juggler on a motorbike. A juggler on So this biggie stupid. Weg is al sy balletjies. It's silly, but we laugh, right? Yeah. Like there's so much seriousness and so much negative stuff in the world at the moment, right? Jy ken nou ons wat die swaard insluk Yes. en die geheim is maar om jou lig weg,
jy weet reguit te hou. Yes. Ek doen dit nou nie met 'n swaard nie want ek is stupid nie. Ja, maar jy dit met 'n ballon. Maar ons kan met 'n ballon doen en dis die moeilike deel is maar om hier by jou keel verby te kom. Ja, right. So as jy hom net so. Nee, ou, stadig nou. Waar is hy? Daai ballon word regtig kleiner. Luister en kyk, CJ is nogal bekend vir sy komiese kulkunsvertoning. Dit lyk regtig, né? Ja, dit lyk. Ek wil net sien hoe word jou keel dik uit hierso van die. Exactly. Maar niks nie. Hier's die guy, man. Dit sweet elke ouma sy aanslag en sy komiese aanslag wat jy na die tafel toe bring wat jou uniek maak. Reg, ja. Wat is vir die lekkerste van dit wat jy doen? Ek dink dit is maar die jy weet die kinders vermaak en hulle reaksies. Daar's 'n bietjie van 'n jy weet sielkundige speel waar jy verstaan hoe hulle dink en hulle humor en jy weet jy manipuleer hulle jy weet deur daai proses. Dis amper maar soos 'n stand-up comedian wat ook maar weet 'n proses het waarmee hy werk. So dis my lekker, net daai speel met die kinders, daai manipuleer. Ja. Die kunste is maar 'n moeilike bedryf om in te wees in Suid-Afrika. Hoe volhoubaar is dit om 'n loopbaan as 'n clown te maak? So, weet jy, daar's baie kinderpartytjies, daar's baie kinders. So, jy weet, solank mense van jou weet, dan is daar werk. Ek het, snaaks genoeg, ek het vir 'n paar jaar lank nie opgetree nie. Ek het ander besighede, ek het, jy weet, besighede gebou en hier verkoop en so voort. En so ek het vir so 3-4 jaar lank nie opgetree nie. En in 2020 met COVID het ons besigheid 'n goeie pak slaag gekry. En toe die land weer oopmaak, toe begin ek weer optree en ek het die besigheid kon red deur om my kinderpartytjies te doen. So weet daar's 'n mark daarvoor. Ja, jy het nou gepraat van dit is maar nou mense wat jy bespreek wat jou aan die gang hou. Hoe kan mense jou in die hande kry? Maklik cjtheclown.co.za. Webwerf. So maklik is dit. CJ the Clown. Uitstekend. Luister, ek het net gou gehoor wat deesdae sit kinders op ons, maar deesdae so, dis tabletjies en goeters. Vind jy dit moeilik of is dit vir half makliker nou om kinders se aandag te trek? Dit het moeiliker geword. En daar was 'n groot verandering na COVID gewees. Ja. So kinders se aandag is baie korter en dit was by partytjies is hulle so die stimulasie op 'n skerm is verskriklik baie en om daarmee te kompeteer is baie moeilik. So selfs net die partytjie self is nie genoeg vir die kinders nie. Soms sien jy 'n kind wat rondloop by 'n kinderpartytjie en hy kyk so dit is moeiliker, ja. Ja, maar ek dink dit wat jy bied en die dienste wat jy daar beskikbaar het by die partytjie, it's always going to get their attention. It might take a while for them to get off the screen, but they will at some point get off the screen and just start enjoying the moment. Ja, nee, verseker. Jy weet maar net daai distractions bietjie wegkry en dan jy begin om die kinders te hoek en weet van daar af en vat. Baie dankie, jy het ons gehoek ou CJ. Nee, jy het ons gehoek. Ek is net sterkte vir jou wat jou balle moet gaan soek nadat jy hier op die motorbike kan jungle. Thank you so much, CJ the Clown. You can get in touch with him, www.cjtheclown.co.za. The circus here at Goeiemorgen Good Morning will resume shortly. Right after this, it's time for your sport with, I don't know, Kirsa. Hoe werk die ding? Jy praat. Less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline CeraGlow products. Buy Tresemme hair care products, 2 for R200. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good. Pay less. Pay less at Clicks. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig.
Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Goeiemôre, good morning, ek is Arnold Gertz. Nou as jy iets van golf af weet, dan sal jy weet dat span Suid-Afrika se Christian Maas, Daniel Bennett en Charles Barnard Saterdag hulle name diep in golfgeskiedenis ingekerf het toe hulle die land se eerste Eisenhower trofee ooit verower het met 'n klinkende triomf van 8 houe op die Tanah Merah buiteklub in Singapore. Iets baie spesiaal, dit gebeur nie gereeld nie. En afrigter van die twee jong manne wat so goed gespeel het, is hier by ons in die ateljee. Nico van Rensburg, altyd lekker om jou te sien, my ou broer. Dankie Arnold. Ja, het is 'n ongelooflike naweek gewees en eers baie geseënd dat Suid-Afrika vir die eerste keer in die geskiedenis die Eisenhower kan wen in die wêreld amateur toernooi. So dis die World Cup van golf. Presies reg. Verduidelik vir ons gou-gou, jy kyk nou al vir 'n lang tyd na die twee jong manne, Christian en Daniel. Kyk, Christian is familie vir my. Sy pa is my kleinneef en ek het hom toe hy so 13 jaar oud was, het sy pa uiteindelik besluit om my toe te kom. Want ek het 25 jaar op toer gespeel en ek het altyd so nou en dan by die ouers by sy pa gaan slaap en ek's net in en uit en toe ek opgehou speel het so 13 jaar terug besluit ek ons moet nou net begin kyk na die youngsters en dit het Christian gekry het. Jy kan onmiddellik gesien dat hy so 'n spesiale talent, jy weet, en wat hy gedoen het in die jare. En ek sê altyd vir die mense, dit is baie mense sien wat nou vinnig gebeur het. Dit is baie harde werk. Maar sulke talente skaars. Obviously Christian Maas en Daniel Bennett is nou my twee seuns, maar hulle is baie jare se harde werk en alles. En Christian is net, soos ek sê, daai telling wat hy geskiet het. Dit is nie die eerste keer nie. Hy het 28 onder baansyfer geskiet by Irene. Hy het 32 onder baansyfer geskiet ek dink by Waterkloof, weet. En so hy is lankal, maar die groot ding wat hulle baie gehelp het is die Texas ding. Ons wil seker nou daaroor chat, dat hulle Texas toe gaan het. Vertel vir ons daarvan, want hulle is altyd twee Texas Longhorns. Ja, so basically ons het ek en Ernie kom 'n baie lank pad saam. Ek werk in 'n vorm van ek opgehou speel het. En Ernie het gesê, hoorie so, die kinders moet probeer Amerika toe gaan. En ons het toe Christian gekry op die einde van die dag dat hy by Texas Longhorns is. Dis waar Coach Field is en Scotty Scheffler, Ben Crenshaw, 'n paar klein name in golf, nie groot name in golf. En ons het hom daarin gekry en dit het net sy hele perspektief verander. Jy weet, hulle speel Colonial, hulle speel Augusta, hulle speel al die topbane en hulle kyk daai NCAA golf is next level. Ja. Die ouens wat daar speel is baie hulle kompeterend. Jy weet, elke week moet die college golfers kwalifiseer om te speel in jou college span. En Christian is toe nommer 1 daar en ons het toe op die einde van die dag 'n jaar en 'n half terug het ons vir Daniel Bennett ook daar gekry. Dit is 'n ongelooflike storie van 'n seun wat by sou vir sy Afrika nommer 1 uit sou Europa toe gegaan het. En toe sê die belly hoofmeid, sy hoorie so, hy moet 'n bietjie sy wiskunde uit. Die wiskunde is nie lekker nie. Toe kon hy nie gaan nie, maar toe bel Coach Fields, maar toe bel ek vir Coach Fields, sê ek moet ons vir Daniel Bennett daar kry. Sy nou problem hier ouetjie. Ek onthou, hy het nou die dag die wêreldrekord -34 gebreek, so ons gaan hom vat. En toe hulle die tweede van hulle nou daar is, het Coach Fields mentor hulle baie goed. En Christian het baie vir Daniel gehelp. En hulle is soos die relatief Goosen in die 11. Dink ek daar's 'n lekker rivalry, baie goeie rivalry en dit maak hulle baie sterk. Jy weet, in NCAA golf en D1 college golf, en ek het 7 seuns daar in Amerika. En ek dink dit is die pad vorentoe vir ons en dis kom hulle so sterk gekompeteer het met hierdie toernooi. Luister net na Maas se ronde 66, 66, 65 en 69. Hy het die individuele kompetisie met 'n buitengewone 10 houe gewen en op 22 onder geëindig. En hier's die, soos hulle sou sê op Engels, die kicker, en ek praat nie van Andrei Pollard nie. Dis 1 hou minder as John Rahm se 72 pytjie rekord. Dis nie bloot asemrowend nie, Nico. Die ding is die mense verstaan nie
daai bane wat hulle speel. Tanamera, ek het 12 jaar in Asië gespeel by Asian Tour en ek het dit baie daarvan gehou. Daai baan het ek al voor die tyd sy ma en sy pa het vir hulle gesê hierdie mannetjies gaan goed doen daar. Want jy moet die bal kan slaan. Die humiditeit is baie hoog. Ek sê Durban, ek dink Durban is warm in Januarie. Nee. Daai is die humiditeit is so hoog. Jy weet jy loop jy moet seker maak jy drink genoeg water en jy gaan nie oefen na die tyd nie. Maar daai tellings wat hy daar geskiet het, as jy kyk hoe ver hy gewen het. Jy speel teen die bestes in die wêreld. En dit is ongelooflik om te sien dat dat ou so en hy het by elke ronde het hy net verbeter. Toevallig die laaste ronde. Toe hy op die bal loop, toe sien ek hy staan met sy drywer en almal slaan met 'n yster af. Toe weet ek hier's probleme vir die manne. Ja. Hy gaan nie weggaan nie. Wat dink jy beteken dit vir Suid-Afrikaanse golf, nie net amateur golf nie, maar ook beroepsgolf? Ek dink met hierdie college stelsel, ons het baie goeie spelers in Suid-Afrika bly, maar hierdie is net 'n bewys dat jy moet in golf is nie net een land speel. Ek sê altyd 'n baie goeie vriend van my, en hy het my baie lank geborg, Johan Rupert, hy het altyd gesê manne, as jy in die winter in Suid-Afrika speel, het jy probleme. Gaan speel jou tryd iewers anders in die wêreld, maak seker jy kry jou kaart buite baie en dan word jy sterker en beter. Is goed om te speel in Suid-Afrika, maar jy moet jou vlerke wyd sit en soos Maas en Bennett, daai ouetjies, Christian is in sy laaste jaar nou, so hy is nommer 2 in die PGA Tour University. Sy nommer 1 is kry stryd sy PGA Tour. Dan gaan hy reguit PGA Tour toe. Of hy kry soos hy kon Ferry, daar's net volgende 9 gekry het soos Christo Lambrecht en Aldrich Potgieter, hulle is daardeur gegaan. En maar Daniel Bennett kan in die accelerated dan gaan jy kry punte en dan kan jy voor die tyd jou kaart kry. So ek sal sê vir golf in Suid-Afrika is dit great dat om te sê dat uiteindelik in die geskiedenis het ons nou 'n wêreldbeker ook en ek's baie trots op die twee seuns. En daar's 'n span van 3, maar die twee wat ek nog kyk het is dit regtig stand up and deliver hoor. En net vir interessantheidshalwe in 1980 was die Suid-Afrikaanse span tweede en derde in 72 en 70 en daai 70 span wat bestaan uit Hugh Hockey, John Fourie en Dale Hayes en ons weet al 3 van hulle was uitstekende beroepsspelers. Totaal op 'n ander noot en ek dink dis 'n onderhoud vir 'n ander tyd en ek wil graag hê jy moet weer met ons daaroor kom gesels, maar jy het gesê jy werk vir Ernie, jy werk vir Els met autism. Waaroor gaan dit en hoe werk dit vir jou? Ja, ek's Ernie se commercial manager in Suid-Afrika, so ons kyk na sy besighede, ons met die wyne baie meer in die commercial side. Maar die Els vir autism, ons kyk na 115 families in Suid-Afrika. Ons doen 12 golf daar reg oor die land waar ons die top LSM en mense skryf en hulle speel daar en daar kry ons geld ons bymekaar bly in Suid-Afrika. Ek weet die geld in Amerika het al $200 miljoen vir daarso. Maar in Suid-Afrika al die geld wat ons in Suid-Afrika doen kry bly in Suid-Afrika. So ons kyk na families. Die groot ding van autisme is basically die kinders is moeilik om te hanteer. So jy kan nie die ouers is die mense wat eintlik die behandeling moet kry. Ons kyk na die ouers, bring die ouers en die kinders in. En aan die einde van die dag is dit 'n baie nice cause en dit is vir my Ben is my peetkind. So baie lief vir Ben en dit is 'n manier vorentoe. Ons moet kyk hoe ons dit kan help. Nico, baie dankie dat jy kom kuier. Dit sê vir die twee jong manne, ons gaan probeer om donderdagoggend met hulle te gesels. Maar baie dankie vir jou tyd en welgedaan. Ons is regtig trots op julle. Plesier, baie nice program. Dankie, waardeer dit. Dis dan dit vir wat die golf aanbetref en hoe lekker om onsself weer op 'n manier wêreldkampioene te kan noem. En ek skat ons kan maar seker sê ons is hier by Goeiemôre Good Morning ook wêreldkampioene. Bly ingeskakel. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie.
Is daar voldoende voorsiening gemaak vir een dag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed. Los skuld agter met AfriSkuld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Oktober is borskankerbewusmakingsmaand en 'n vroegtydige diagnose kan jou kans op suksesvolle behandeling dramaties verbeter. Ons gesels nou met Dr. Alwyn Karstens, 'n algemene praktisyn wat spesialiseer in radiologie en mammografie en alles waaroor ons vanoggend gesels, wel, daar is 'n boek ook daaroor beskikbaar, maar goeiemôre en welkom dokter. Baie dankie vir die uitnodiging. Goed, wat is mammografie en waarom is dit so belangrik? Ja, net 'n korreksie, ek's 'n radioloog. In die algemene praktisyn nie. Ek spesialiseer in mammografie en borskanker en so aan. Ons kom verskoon. Mammografie, hoekom is dit nodig? Mammografie is 'n baie goedkoop manier om borskanker vroeg te diagnoseer. Dis die goedkoopste manier om dit te doen. En dis baie toeganklik. So dit is nie van daai dierondersoeke en so voort wat baie mense dit kan bekostig nie. So mammografie is baie belangrik. Mammografie is 'n beeldingsmetode van die bors. Die bors word tussen twee plate saamgedruk, saggies. En dan sien ons die interne die strukture van die bors en so kan mens vroeg 'n borskanker diagnoseer, klein so 6 mm. Sjoe. En so dit is 'n belangrike beginpunt en dis baie beter as byvoorbeeld die ondersoek van die bors met die hand. So jy moet maar net vir hulle. Ja, hoekom kan mens nie net gaan vir sonar nie? Moet jy sonar en mammografie terselfdertyd doen? Sonar is 'n integrale deel van die ondersoek van die bors saam met mammografie. So jy kan eintlik nie net 'n mammogram doen nie. Die dokter wat die mammografie lees, moet ook die sonar ondersoek doen. Die sonar ondersoek is nie bestraling nie, dit is ultraklank. En dit gee vir ons 'n baie groot inligting en dis goedkoop en die pasiënt betaal nie in Suid-Afrika vir die sonar ondersoek saam met die mammogram nie. In die buiteland sal jy. So dit is 'n wonderlike metode want sonar tel sekere goeders op wat mammografie nie kan doen nie en ook andersom. Mammografie tel weer klein verkalkingkies in die bors op wat 'n sonar moeilik kan sien. So die twee ondersoeke is baie belangrik om saam gedoen te word en dis wat ons in ons praktyk doen. Ons sal die pasiënt konsulteer eers en dan sal ons 'n mammogram doen. Ek sal aan die mammogram kyk, bestudeer en sien watter areas in die bors is suggestief vir iets of so aan en dan sal ek self persoonlik die sonar doen op die pasiënt. Sonar is ook verskriklik belangrik wanneer jy byvoorbeeld iets snaaks sien in die bors en jy weet nie wat dit is nie.
om 'n biopsie te kan doen met 'n naald, want op sonar stuur jy jou naald baie sekuur in 'n 5-6 mm struktuur binne in die bors. So sonar is 'n wonderlike en 'n goedkoop en 'n nie bestralende metode om die bors te ondersoek. Waarom is dit belangrik dat 'n radioloog self met 'n pasiënt moet gesels? Dis 'n baie belangrike vraag. Die ondersoek van die bors is eerstens die radioloog wat die pasiënt ondervra. En sien wat is haar risikofaktore vir borskanker byvoorbeeld, wat se medikasie sy gebruik en haar ook met sy oog kan sien en sien wat se struktuur sy het, is sy oorgewig of ensovoorts. So dis 'n baie belangrike ding dat die pasiënt, die dokter die pasiënt sien. Nie soos baie keer vandag gedoen word waar jy 'n mammogram doen op 'n plek, die dokter sit agter 'n skerm, hy sien nooit die pasiënt nie en hy mis helfte van die diagnose as hy dit doen. So ons is nog van die tradisionele persoonlike dokter tot pasiënt praktyk. So en dit mors 'n bietjie tyd volgens die ouens wat mammografie doen. Nou sê nee man, jy mors tyd. Maar nie met die pasiënt praat, jy kyk na die foto's. Ek sê ek kan nie na 'n foto kyk as ek nie die pasiënt gesien het en wat is haar storie en wat is haar siekte en wat is haar simptome. Ek meen, baie van die pasiënte kom na my en sê dokter, ek voel terwyl ek nou konsulteer voor ek nog gesien het. Ons sê vir my luister, ek voel iets hierso. En as ek dan nou mooi kyk met die sonar daar, dan sien ek maar wragtig daar sit 'n klein kankertjie. So om nie die pasiënt te sien nie is 'n skreiende onreg en ook vreeslik verkeerd. Ja. Kan mammografie op sigself kanker diagnoseer by iemand? Mammografie, en dit is waar baie van die kritisie verkeerd is. Mammografie sien vir jou iets wat suggestief is, maar ek kan nie sê op 'n mammogram dis kanker nie. So ek moet verdere ondersoeke doen. Ek moet 'n ultraklankgedooide ondersoek van die bors doen en 'n biopsie. En eers op die biopsie wat ek wegstuur is 'n naaldbiopsie, is eenvoudig onder lokale verdowing, geen pyn nie. En dis 'n klein stukkie van die bors wat jy uithaal met 'n spesiale snynaald, stuur dit vir die patoloog en dan in 5 dae het ek antwoord, dis kanker of nie. So 'n mammogram alleen kan nie kanker diagnoseer nie. Dan is daar iets anders waarvan ons ook gereeld hoor en dit is dat sommige vroue dink dat 'n mammogram kanker kan veroorsaak. Wat is dokter se boodskap aan daai vroue? Ja, nee, daai storie het ek al baie gehoor. Jare, doen nou 28 jaar doen ek net mammografie en borskanker. Ek het daai storie 100 maal al gehoor. Die bestraling wat ons sien van mammografie is regtig baie klein. As jy dit vergelyk met die omgewingsbestraling, die kosmiese bestraling op die grond en veral in die vliegtye op 30.000 voet is meer as 'n mammogram. Nee, die agtergrondsbestraling is meer. So, die storie dat borskanker veroorsaak word deur die mammogrambestraling is baie ver gesog en dit is so klein moontlikheid dat ons nie eens daarvan praat in mammografie kringe nie. Ja. Daar word oor die algemeen gesê dat vroue oor 40 gereeld moet gaan vir 'n mammogram. Hoe gereeld moet jy gaan as jy onder 40 is? Nou, ons het 'n beleid in die wêreld dat ons sal nie 'n bors graag wil bestraal voor 40 met mammografie nie. Want ons eintlik is dit na 40 wat ons begin met mammografie. Maar ons het die bors is toeganklik vir ons by jong mense, by kinders, by jong vrouens en so voort met ultraklank, wat 'n baie goeie ondersoek is. Wat geen bestraling is nie en wat jy kan dit so lank as jy wil doen. Dis 'n 3, 4, 5-dimensionele ondersoek en so met die gevolg is daar's geen bestraling of tydsbeperking op die ondersoek nie. So in daai gevalle doen ons as sonar of ultraklank. Maar as 'n pasiënt 'n sterk familiegeskiedenis het van borskanker, maar suster borskanker, sal ons werklik waar miskien vroeër begin met mammografie. Ek vind altyd wanneer het jou ma
of jou suster haar borskanker ontwikkel en sy sê vir my op 45, dan sal ons regtig waar ten minste 10 jaar voor 45 begin met 'n ondersoek. As dit 'n goeie klein bors is, sal soner genoeg wees. As dit 'n groter bors is, 'n mammografie so elke 2 jaar. Want sy het 'n hoë risiko. So in daai risikogevalle onder 40 sal ons bietjie buite die reëls werk, want ons wil graag 'n vroeë diagnose maak van borskanker. Ek wil vir 'n oomblik terugkom na die boek toe. Wat presies behels hierdie boek? Is dit soos 'n gids? Hierdie is 'n information booklet. Ja. Wat ek geskryf het van in 2009 al. Ja. Omdat ek gesien pasiënte het baie min kennis van hulle bors, hulle weet nie hoe bors te ondersoek nie, hulle weet nie wat is mammografie nie en alle vrae wat 'n vrou kan vra oor mammografie, borskanker hantering is saamgevat in hierdie boek in 'n baie maklike taal. Dit was in Engels, maar dit is nie 'n wetenskaplike taal wat ek gebruik nie. Dis 'n leuke taal wat sy dit kan verstaan. En ek gee gewoonlik as ek kanker diagnoseer by 'n vrou, gee ek vir haar 'n kopie van die boek sodat sy kan sien wat is nou volgende op die lys. Wat gaan ons nou volgende doen? Dis 'n boek om hoop te gee. Is to give hope to people which fear the dread of a breast cancer diagnosis. Dit is waaroor ek die boekie geskryf het. Hy is ook nou beskikbaar op 'n e-boek, waar dit makliker plaas is om in die wêreld te kan rondstuur. Ja. Hoe belangrik is selfondersoek? Selfondersoek van die bors kos jou niks nie. Die vrou ken haar bors self. Sy weet as daar iets fout gaan lank vir 'n dokter. Ja. So selfondersoek van die bors is eenvoudig en toeganklik vir elke pasiënt en ons sal dit voorstel vanaf jongs af en sovoorts, lank voor sy nog 'n mammografie kry en sovoorts. Laat sy haar bors leer ken. Deur te voel wat se digthede is hier, hoe lyk haar tepel, waar sit die tepel ensovoorts. So dis 'n baie eintlik die eerste benadering van die bors. Maar daar is 'n waarskuwing by en dit is dat daar 'n kanker in die bors wat ons graag wil diagnoseer hierso op 5 na 6 mm in die bors is meeste van die tyd nie tasbaar met die hand nie. Die pasiënt of die vrou moet die ondersoek regtig ek demonstreer gewoonlik die ondersoek aan haar met iets glads op jou bors en as jy lê op jou rug lê met jou arm die betrokke arm agter die kop en iets glad soos ewa jelly of 'n krem op jou bors en op jou bors met plathand ondersoek. Dis baie belangrik. Nie so nie, nie met 'n drukkery of so of met jou vingers grawe in die bors nie, dan voel jy goeders wat normaal is eintlik. Ja. 'n Plathand wat gly oor die bors en dit soos hoe die vrou dit moet deur. En ek doen dit met jong meisies moet hulle vertel. So met jou bors, dan demonstreer ek dit vir hulle. So dis baie belangrik. Ja, dit is. Baie dankie, Dr. Alwyn Karstens, radioloog met 'n specialization in mammography. Onthou, niemand ken jou lyf beter as jy nie. So as jy iets voel wat nie reg is nie, gaan sien jou geneesheer. Bly ingeskakel want net hierna vind ons meer uit oor die Pitti Pretpark. Jy kyk Goeiemôre, good morning. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue. Pay what you can afford.
Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Los skuld agter met AfriSkuld. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Hier is 'n groot nuus vir ons kykers in en om Polokwane. Op die 18de Oktober bied Hoërskool Pietersburg die kuierfees aan, kompleet met heerlike stalletjies, Afrikaanse musiek en natuurlik die Pietie Pretpark. Adrian Braam en Henry van die Sonder Onderbroeke band sluit nou by ons aan om ons meer van hierdie feeslikheid te vertel. Manne, hartlike goeiemôre. Baie welkom. Sonder Onderbroeke. Sonder Onderbroeke, inderdaad. Waar kom die naam vandaan uit so vinnig? Mense vra ons altyd hierdie vraag. Dis maar eintlik iets wat op skool begin het en ons het nie eintlik gedink hulle sal ons, jy weet, in die media toelaat met die naam nie. En toe hier sit ons, hier is dit. Nou Adrian, Braam, Henry, julle is almal van Hoërskool Pietersburg? Nee. Ons kom van Joburg af. O, julle Joburg manne. Ons kom represent net hierso vir. Okay, fantasties. Nou maar vertel vir my. Hierdie feeslikheid wat gaan gebeur, wat is die fees se naam? Afrikaans in die Bosveld of is dit net die Bosveld of 'n kuierfees? Wat noem julle die fees? Dis die Afrikaans in die Bos kuierfees. Lekker in die bos. Ja, so dit is 'n fees wat geskep is om die Afrikaanse taal en kultuur bietjie te vier. En ja. En waarna kan mense uitsien? Ek meen, wat gaan alles gebeur? Kyk, daar's baie cool kunstenaars wat gaan optree. Ons ken een van die bands wat ons dink hulle is nogals goed. As hoor hulle gaan een van die nuwe songs speel. Dis nou ons. Sonder onderbroeke. Ja, kyk, dis ons. Dodo en Joka gaan ook daar wees, Droom Syndroom gaan daar wees en dan sluit hulle af met Bok van Blerk. So dit is nogals 'n hele fees wat gaan gebeur. Dit gaan 'n groot show wees, daar gaan baie mense wees. En ja, ons sien super baie uit. En waar gaan dit plaasvind? By skoolgronde, by skougronde? Yes, dis by die skoolgronde op die A-rugbyveld van Hoërskool Pietersburg. So met so feeslikheid, ek meen jy het nou die kunstenaars genoem, wat is daar nog? Is daar stalletjies is daar? Ja, daar gaan 'n hele pretpark wees, genaamd Pietie Pretpark. Ek wil weet wat is die Pietie Pretpark? Hoekom Pietie Pretpark? Ja, dit seker maar omdat dit Hoërskool Pietersburg is. Dit seker maar waar die naam vandaan kom, maar nee, ek dink dit gaan 'n lekker karnaval tipe van opset wees en net klomp rides, soos hulle net sê. Uitsluit ek net vir hoërskoolleerlinge en so of is almal welkom? Almal is welkom, oud en jonk. Dat die fees is jy skep om mense bymekaar te bring, bietjie te kan kuier, maak nie saak wie of wat jy is nie. 'n Familiefees. Yes. Wat is vir julle lekker? Ek meen julle ouens wat ook nou al opgetree het by verskillende feeste. Jy kry jou groot superfeeste en die kleiner feeste, die kuierfeeste, goed soos hierdie. Wat maak 'n fees vir julle lekker om by op te tree? Die mense. 100% die mense. Ja, as daar lekker mense is, ek kan lekker saam met die mense kuier en natuurlik 'n interactive crowd.
Ja. Nee, dis die beste deel in my opinie van dit. Ek kan nie julle saam sê. Ja, nee, wel die musiek maak dink ek ook definitief. Dit is ja, nee, natuurlik. Tog ons passie en ja, is lekker. Ja. Ja. En ek meen obviously jy sê die musiek wat daar is, die verskeidenheid is altyd vir my lekker want hulle probeer almal akkommodeer nie waar nie. En dit ook die geval hier soos wat ek nou gehoor het met kunstenaars wat optree. Van hoe laat af gaan die ouens begin optree of het julle nog nie regtig 'n program nie? Ek weet ons speel eerste, ek dink ons tree 5:15 op die middag en dan na ons is dit Dodo en Joka en dan Droomsyndroom en dan Bok van Blerk. Ek dink hy begin eers hier by 10:00 se kant, 9:00, 10:00 se kant. Maar al die inligting is op Hoërskool Pietersburg se page, so almal kan dit gaan kyk. En dit lyk vir my dit gaan ook 'n skakeling of sorts wees wat al die hoërskole van die omgewing ook natuurlik bymekaar uitkom. Ek dink dit is wat ek al agtergekom het in Pretoria en so ook. Jy die ouens gaan soontoe en dan sê ek maar hoekom gaan julle na die fees toe? Maar almal gebeur. Almal gaan soontoe. Maar dieselfde geval daar ook. Ja, nee, en ek meen jy kan daar's 'n paar verskillende kaartjie opsies ook. Al 2 verskillende, so 'n paar om presies te wees. Mooi keurig. Waar gaan ou kaartjies in die hande kan kry? Kaartjies, elke Pietersburg Hoërskool leerder en onderwyser het kaartjies waarby jy kan koop. En dan vir die VIP kaartjies kan jy spesifiek vir Juffrou Karla kontak om daar's om die kaartjie te koop. Is daar daarom ook soos 'n webtuiste of gaan hulle maar die skool se webtuiste of Facebookblad kan besoek? Yes, jy kan die skool se Facebookblad besoek en al die inligting sal daarop wees. Lekker. Dit klink vir my lekker. Manne, en een van die dae hopelik kan ek vir julle ook daarom kry om 'n bietjie vir ons te kom sing. Ag, dit sal fantasties wees. Maar asseblief net met onderbroeke. Die sonder onderbroeke. Ja, nee, dis ongelukkig nou teen ons reëls, maar ons moet 'n kontrak teken hier na die band. Maar baie dankie. Ons sien julle dan die 18de Oktober daar by Hoërskool Pietersburg vir hulle kuierfees. En van feeslikheid aan hierdie kant na heerlike gesels aan die ander kant. Rosie sit gereed om verder te gesels met ons hier op Goeiemôre, Good Morning. Ja, dankie Pieter. Daar is min dinge wat 'n kind sal laat glimlag, soos 'n lekker fees. Op daardie noot gesels ek nou volgende met Ivo Health mondhygiëne adviseur Dirna Grobbelaar vir 'n paar wenke vir ouers om te verseker dat die glimlaggies met gesonde tandjies sit. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, Dirna. Môre, dit is baie lekker om saam met julle te kuier. Vertel vir ons, wanneer moet 'n kind vir die eerste keer die tandarts besoek? Weet jy, ons sê gewoonlik hier van die ouderdom van 3 jaar af. Maar op hierdie punt, weet jy, baie ouers is geneig om te wag om tandarts te kom. Hulle kom eers as daar probleme is. En dit is regtig die verkeerdste ding om te doen, want baie keer kan daai eerste ondervinding dan regtig nie aangenaam wees nie. Jy weet, as 'n kind tandpyn of iets het, dan moet ons iets doen om die pynverligting te gee. So ek raai altyd die ouers aan, begin hulle vroeg bring, definitief rondom die ouderdom van 3 jaar oud, dat as hulle kom na ons, dat dit 'n lekker ondervinding is. Ek probeer altyd regtig met die kinders 'n bietjie speel, dat hulle sommer self die seier hanteer en met die stoel op en af ry. Jy weet dat hulle 'n goeie assosiasie het met ons. Ja, dit klink asof jy die ervaring regtig 'n positiewe een wil hê, sodat ons nie net begin omdat daar probleme is nie. Maar daarna, wat is die raad vir ouers om te volg as hulle wel probleme optel met hulle kind se tandheelkunde, dat hulle regtig 'n tandarts moet gaan sien? Watter tekens moet ouers vooruitkyk? Weet jy, enige ongemak of so bring hulle liewer vroeër as later. Weet jy, ons is geneig om so baie oproepe te kry op 'n Saterdagoggend of baie keer op 'n Sondag. Want baie keer as 'n mens regtig tandpyn het, met ander woorde, daar is 'n tand wat 'n kaviteit in het. Daai tandpyn gaan nie weggaan nie. As dit as gevolg van karies is, gaan dit bly en dit gaan vererger. En jy weet, daai goed is mos altyd oor die naweke. Of so bring hulle liewer vroeër as later. Hoe kleiner die probleem is, hoe makliker is dit om dit op te los en dit reg te maak. Ek weet, my eie dogter het ongelukkig na die dag het ek ook gesien, o genade, hier's 'n melktandjie wat 'n plekkie in het. En ek het haar na een van ons tandartse geneem. Ons het nie eens nodig gehad om vir haar lokale verdowing te gee nie, wat ook deesdae al 'n baie makliker positiewe ondervinding is.
Ons het dit net so skoon gemaak en ietsie ingesit. Weet jy, ek weet nie eens of dit om 15 minute gevat het nie en my dogter dink Dr. Karsten is absoluut fantasties. Ja, en dit is die belangrikheid om daai ervarings van baie vroeg af te skep in 'n positiewe ding. Maar wat is die verskil tussen tandvleissiekte en normale gaatjies en hoekom is dit belangrik om daai onderskeid te kan trek? So, dit hang af wat se tipe bakterieë ons in ons monde het. Onthou, ons kry omtrent oor die 700 verskillende tipe mondbakterieë en ons almal het so 'n kombinasie van omtrent tussen 100 en 200 van daai verskillende kombinasies. So afhangende van die tipe bakterieë wat jy het, gene speel 'n groot rol, mondhygiëne speel 'n groot rol, jou dieet speel 'n groot rol. Party mense is geneig en party kinders om bietjie inflammasie om die tande te kry in die tandvleis wat veroorsaak word deur plaak. En ander kinders is geneig en dis maar dieselfde vir volwassenes om makliker weer kaviteite te kry. So weer eens van 3 jaar oud kom elke 6 maande dat ons kan kyk. As daar plaak is, dan laat ons dit kan verwyder en dis nou waar ons oulike mondhygiëniste inkom, né? Lekker skoonmaak en kom na ons toe want ons is regtig daar om te voorkom dat daar probleme is. Help die kinders, ek self gebruik byvoorbeeld as ek die tandjies skoonmaak, 'n vloeistof wat ek op die tande sit wat die plaak so die nuwer plaak so 'n pink kleur vlek en die ouer plaak 'n perskleur. En dan gee ek vir die kinders die spoel in die hand, dat hulle kan sien waar los hulle die plaak, hoe lyk die tand onder dit, want partykeer is daar sulke klein wit vlekkies wat vorm op die tand, wat so half die begin van 'n gaatjie kan wees, wat ons kan behandel met fluoried, om dit weer kleiner te maak en dit selfs te laat verdwyn. So dan wys ons mooi vir die kinders, want weet jy, dit wat ons by die huis doen, dit bly tog daai elke dag se skoonmaak bly die heel belangrikste ding. So ons is daar om te help, regte tandeborsels te kry, 'n goeie tegniek, dat die kindertjies elke dag baie mooi hulle tandjies by die huis kan skoonmaak. Ja, en daar is natuurlik 'n verskil tussen die tipe tandepaste wat kinders jonger as 3 en ouer as 3 mag of kan gebruik. Ja, weet jy, tot op die ouderdom van omtrent 6 is 'n kind se sluk is half 'n refleks. So jy kan nie vir 'n kind sê moenie sluk nie. Hulle kan nie help nie. Hulle gaan outomaties wil sluk. So, jy weet, fluoried is maar soos enige ander medikasie. Ek weet daar's baie mense buite wat sê, fluoried is sleg en dit. Weet jy, enige medikasie, as jy dit nie in die regte hoeveelhede inneem nie, is dit skadelik vir jou. Al is dit net 'n pynstiller of enige soets. So dieselfde met fluoried. Dit is fantasties, maar as dit in die korrekte hoeveelhede ingeneem word. So die kinders se tandepaste tussen jonger as 3 het baie minder fluoried nou weer in as die wat jonger as 6 is. En die meeste van die tandepastes het die regte hoeveelheid fluoried in. En daarin staan dan ook aanvullings wat jy vir jou kinders kan gee. Ek het dit self gegee, my pa se tandarts, hy het dit vir ons gegee. En ons tande, moet ek sê, lyk hom nie te sleg nie. So daar is daai aanvullings wat 'n mens kan gebruik. So die tandepastes een het die regte hoeveelheid fluoried in. Met ander woorde minder vir die kleiner kindertjies as hulle per ongeluk dan nou van die tandepaste insluk, maar ook die smaak. Baie dankie Dirna. Ja, so maak die tandeborsel ervaring pret en lekker. Bly ingeskakel net hierna gesels Elsa met Louis Pretorius. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows
Ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey. Thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. You pay less. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline Ceraglow products. Buy Tresemme hair care products, 2 for R200. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good, pay less. Pay less at Clicks. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Die bekroonde regisseur en skrywer Louis Pretorius se verbeelding het ons almal geboei met reekse soos Die Boekklip, Fraksie en Troukoors. Sy roman Kompleks het vir hom die gesogte Skepersprys ingepalm en nou is hy terug met 'n splinternuwe jeugroman, 'n jaar in my lewe. So goeiemôre, good morning en hartlik welkom by ons. Goeiemôre, baie dankie. Goed, hoe verskil die proses tussen 'n storielyn vir 'n reeks en die ontwikkeling daarvan vir iets soos 'n boek? In beginsel bly weer dieselfde. Vir my gaan dit oor karakter en wat gebeur, wat is die storie wat vertel word. Maar omdat jy in TV en film met 'n meer visuele medium werk, is daar sekere aspekte wat jy in ag moet neem. En dan uiteindelik in 'n roman kan jy meer met die binnewêreld van die karakter werk. So dit is ek sou sê die grootste verskil. En dan natuurlik in 'n boek is daar nie 'n begroting waarvoor jy hoef te skryf nie. So jou karakters kan enige plek heen gaan en enige iets doen. Dit klink tog vir my so 'n bietjie kompleks, Louis, maar so gepraat daarvan, jou debuutboek is bekroon met die Skepersprys vir jeugliteratuur. Hoe het dit gevoel om hierdie erkenning te ontvang? Dit is 'n geweldige eer. Daar is nie baie pryse vir jeugliteratuur in Afrikaans in Suid-Afrika nie. So om die grootste een met my debuutboek te ontvang en saam met daardie name geag te word was 'n ongelooflike eer en ek wil amper sê een van die grootste van my lewe. So ja, ek was baie bly. Nou wil ek vir 'n oomblik stil staan by jou nuwe boek, 'n jaar in my lewe. Kan jy ons net so 'n bietjie meer vertel rakende waaroor presies dit gaan? Dit speel af in 1996. Dis die jaar van ons nuwe grondwet en die cricket wêreldbeker van die tweede KAKNK en die eerste keer wat Friends op Mnet is. En in hierdie wêreld is Liam 'n diskusgooier, 'n lenige diskusgooier en cricketspeler en hy herinner Martin aan 'n lelike Brad Pitt wat nog steeds mooi is. Liam dink Martin lyk soos John T. Rhodes met sy arbeidsblonde hare en hy is irriterend slim. Hulle albei speel toneel en tennis en dan is daar 'n Valentynssokkie en 'n wolkbreek, 'n rekenaarspeletjie, 'n oomblik in die fliek
en 'n laat aand gesprek met Eurythmics se Love is a Stranger wat speel. En dan 'n volk. Martin, die dominee se kind, weet wie hy is en wat hy is. Hy hoort nie in hierdie dorp nie, maar hy weet hy hou van Liam. En Liam droom van meisies en seuns. Hy weet nie wie hy is nie, maar hy weet hy hou van Martin. Die vraag is, mag hy in Potgietersrus in hierdie tyd, is die liefde sterk genoeg om alles te oorwin? Dit is in kort waaroor die boek gaan. So in 'n neutedop en net genoeg om daai belangstelling te prikkel. Die boek gaan oor temas soos byvoorbeeld LGBTQI, ek dink jy mens kan dit in Afrikaans sê nie, en daai gemeenskap. Is dit vir jou 'n uitdaging om oor so iets of hierdie temas in Afrikaans spesifiek te skryf? Uiteraard is jou LGBTQ-mark in Afrikaanse vermaak klein. So ek is baie dankbaar vir Lapa wat die kans gevat het op hierdie spesifieke roman. Maar moet ek sê, die LGBTQ temas wat ek oor die jare in reekse soos die boekklub en fynskrif en selfs troukoers aangeraak het, is geweldig goed ontvang in Afrikaans. So dit is 'n klein mark, maar 'n mark wat oop is daartoe. En waarom dink jy is dit so belangrik om hierdie stories te vertel? Ek dink vir my gaan dit daaroor dat alle gemeenskappe se stories vertel moet word op die ou einde van die dag, want as ons stories vertel, dan kan ons mekaar verstaan. En ek moet sê, ek vind die wêreld baie kwaad op hierdie stadium, en ek dink dis dalk omdat mense nie altyd na mekaar luister nie. So deur hierdie stories te vertel, kan 'n mens verstaan waar jy vandaan kom, maar die boek is nie net vir die LGBTQ gemeenskap nie. Dit is vir enige tiener, enige groot mens wat net so half wonder presies waar hulle in die wêreld inpas. En ek hoop dat deur die boek daar dalk 'n bietjie meer antwoorde gegee word. En is daar enige iets anders wat jy spesifiek sou wou hê die leser uit hierdie boek uit moet haal en saam met hulle moet dra? Dis wonderlik dat jy dit vra, want ek dink vir my is die boodskap uiteindelik van die boek dat jy nie net een deel van die aspek van jou menswees is nie. Jy is verskillende aspekte en jy as mens moet al daardie aspekte vier en dit is belangrik en jy as mens is belangrik. En ek dink dat as ons na mekaar luister, sal die wêreld dalk net 'n bietjie beter wees. So ja, dis wat ek vir mense wil sê. Ja, dit is 'n sterk boodskap ook. Waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Die boek is beskikbaar by alle groot boekwinkels. Dit is ook beskikbaar op Lapa se webwerf en dit is beskikbaar as 'n e-boek. So as jy in die platteland is en jy kan nie by 'n boekwinkel uitkom nie, kan jy dit aflaai as e-boek op Lapa se webwerf en saam met ons in Potgietersrus in die 90s kom rondloop. Louis, baie dankie vir jou tyd vanoggend en ja, dat jy met ons gesels het en ons hoop jou alle sukses of wens jou alle sukses toe met die verkoop ook van hierdie spesifieke boek. Nou onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning en dit is nou op Instagram en op Facebook en op X, maar intussen kan jy ingeskakel bly want net hierna is niemand anders nie as Danny Smoke hier by ons in die ateljee. So dit is die moeite werd om vir ingeskakel te bly, net hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd
die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. You pay less. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline Seroglow products. Buy Tresemme hair care products, 2 for 200 Rand. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good, pay less. Pay less at Clicks. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Nou ja, toe ons is terug en is tyd vir musiek. Hier is Danny Smoke met sy splinternuwe enkelsnit Beloof. Ja, Danny, so lekker om jou hier by ons te hê. Baie geluk met Beloof. Dankie, Pia. Ek is baie lekker om hier so te wees. Dit is my lekker as ek die musiekvideo kan terugkyk en ek sien al hierdie mense wat hulle video's ingestuur het en dit vertel die storie so mooi van die sang. Ek meen, om net te vra wat die liedjie geïnspireer het, ek dink die antwoord is duidelik, is die liefde. Dis net die mooi van die liefde. Ja, ek het begin skryf van 'n klomp ander goed en soos wat jy weet, heeltyd soek 'n konsep om oor te skryf en waar skryf ons en toe begin ek die liedjie skryf en toe besef ek's besig om iets baie meer persoonlik te skryf as wat ek normaalweg sal. En dit het maar gegaan oor my eerste dans met my vrou op my troue. Jy weet, mens betaal altyd so baie geld op 'n troue en dan worry jy oor gaan daai liedjie speel as sy hier instap, gaan dit reg wees, gaan nie. En die oggend van my troue toe bel ek my vrou, toe sê ek vir hoor jy, is jy seker jy wil nog steeds met my trou? Want ek het gevoel dit is 'n goeie vraag om te vra, jy weet. En toe sê sy ja, sy wil graag. En sy het dieselfde vir my gevra en ons het net vir mekaar gesê daai een dag het ons om alles in te neem. Ons moet al die geraas uitblok en neem daai dag in, want dit is ons memory. En toe skryf ek maar die liedjie daaroor. Net om vir haar te sê, gaan elke dag vir jou sê hoe baie ek jou like. En kyk hoe slat hy raak. Ek weet die volk hou van hom, dik stukke. Ja, nice. Waar moet jy so iets doen? Ja. Ek dink liefde is so, ons almal soek dit. Ja. Enige iemand soek dit en ek dink al die liedjies in die wêreld gaan eintlik maar oor liefde, maar dit is 'n konsep wat net ek hou van die video konsep. Ek kan dink jy het hare 'n kop gekrap oor wie se video moet inbly en nie moet inbly nie, maar vertel my net so vinnig voordat ons tyd uithardloop, jou krone experience, hoe was dit? Was ongelooflik lekker. Dit was dieselfde soos my trou. Ek moes alles inneem want ek het die hele tyd ge-worry oor wat ek gaan verkeerd doen en nie doen nie. Maar dis regtig amazing. Dis groot. Dit is ongelooflik om op daai ding te wees. Dis iets waaroor ek lank gevra het dat ek daar wil wees en jy weet, so dit was regtig 'n hoogtepunt in my loopbaan om daar te wees. Op nog vele meer my vriend en mag ons jou op al die ander verhoor sien en asseblief moenie ophou met die lekker musiek nie. Danny Smoke, jy's 'n inspirasie en is so lekker om jou
so op die voorkant van die verhoor te Baie sien. dankie, Pieter, ek waardeer dit en sorry ek het gegaap in my intro. Nee, toe maar ons het net so skelm daar na jou toe gegaan. Dis al wat ons het vir môre. Dit was omtrent 'n vuurwarm lekker program. Goeiemôre, good morning is môreoggend weer terug. Onthou jy kan na die heruitsendings kyk. Jy kan ook op ons YouTube kanaal gaan volg, maar môreoggend is ons klokslag terug om 6:00. Lekker dag. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you.